van die Bybel, so met die 3 kruise op, van die koppie Golgotha. En uit die Bybel uit leer ons hierdie geskiedenis van lydenstyd, van dit wat gebeur het daar in Jerusalem, meer as 2000 jaar gelede. En dis vir ons 'n geweldig belangrike ding in ons godsdiens, in ons geestelike lewe. Dis eintlik die fundament waarop ons godsdiens berus. En ons het in hierdie week, op Woensdag aand, het ons as Woensdag gevier. Dit was die dag waarop Jesus vir sy disippels gesê het, dat hulle nou na Jerusalem toe gaan. Ons lees daarvan hier in Matteus 20. Terwyl Jesus na Jerusalem toe op pad was, neem hy die 12 disippels op sy. En so in die loop sê hy vir hulle, kyk, ons gaan nou Jerusalem toe. Daar sal die Seun van die mens aan die priesterhoofde en skrifgeleerdes oorgelewer word. En hulle sal hom tot die dood veroordeel. Hulle sal hom uitlewer aan die heidene, wat hom sal bespot en gesel en kruisig. En op die 3de dag sal hy die dood opgewek word. As ons hierdie gedeelte lees, is dit eintlik erg as 'n mens daaraan dink, dat Jesus het geweet alles wat vir hom voorlê. Maar omdat hy gehoorsaam wou wees aan sy Vader, en omdat hy ons liefhet, het hy die pad gekies. En het hy die pad geloop tot op Golgotha. En daarvoor eer ons hom. Die lyding van die Here Jesus het vir ons seën gebring. Lydenstyd klink nou nie na iets om oor bly te wees nie. Klink nie na iets goed nie. Maar dit het vir ons ontsaglike seën gebring. En ons tema gaan vanmôre daaroor. Daarom gaan ons saam lees uit Romeine hoofstuk 5. Julle kan gerus saam met my blaai daar na Romeine hoofstuk 5. As julle net kyk na hierdie prentjie op die skerm van 'n dam wat so oorloop. Hierdie dam het vol geword met die water wat uit die hemel geval het, die seën wat God gegee het, tot op die punt waar hy oorloop. En dis wat die Here ook vir ons wil gee. Hy wil sy seën so oor ons uitstort, sy goedheid, dat dit ook weer uit ons begin stroom, dat ons daarvan sal oorloop. In hierdie gedeelte wat ons gaan lees, is daar 'n woord wat baie belangrik is, en in ons vertaling word dit vertaal met vrygespreek. Die ou vertaling gebruik die woord geregtigheid of regverdig. En ons gaan nou ietsie meer daaroor sê, maar kyk bietjie vir elke plek waar jy sien die woordjie vrygespreek of regverdig voorkom. Ons lees nou daarvan af vers 1. Die opskrif is die vrug van die vryspraak. God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop op die heerlikheid wat God vir ons bestem het. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het,
toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie. Ons verheug ons ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Ek wil 'n paar dingetjies hieruit met julle deel. Ek wil dit eers in ons teksvers is vers 1 en 2 en ek wil dit eers in die Amplified Bybel met julle lees. En kyk nou mooi hoe vertaal hy die woord justified, wat dieselfde is as geregtigheid of regverdig. Therefore, since we are justified, that means acquitted, declared righteous, and given a right standing with God through faith. Let us grasp the fact that we have the peace of reconciliation to hold and to enjoy, peace with God through our Lord Jesus Christ, the Messiah, the Anointed One. Through him also we have our access, that is entrance or introduction by faith into this grace. Nou wat is grace? The state of God's favor, in which we firmly and safely stand. And let us rejoice and exult in our hope of experiencing and enjoying the glory of God. Hy verduidelik dit vir my baie mooi. Nou die eerste groot seën wat die Here vir ons gee is vrede met God. En partykeer verstaan ons nie mooi hoe kosbaar en hoeveel werd hierdie vrede met God eintlik is nie. Omdat ons miskien groot geword het in 'n Christelike huis waar ons nooit regtig beleef het, ons is ver van God af en sonder God nie. Of dit het dalk so lank terug gewees dat ons al bietjie vergeet het hoe dit was. En watter verskil dit gebring het toe daar vrede met God gekom het. Die teenoorgestelde van vrede met God is vyandskap met God. En ons lees hier in Hebreërs 10 vers 31, dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. Daar is in die ganse heelal niks erger as om in die hande van God te val wanneer hy regtig kwaad is vir jou nie. Wanneer hy jou vyand is nie. Ons lees in Jesaja 60 hoe God beskryf hoe hy die wynpers van sy toorn, van sy woede gaan trap. En in plaas van druiwe in hierdie pers gaan almal wees wat hom verwerp het. En dan word daar beskryf hoe sy kleed bloedrooi geword het van die bloed van sy vyande. Dis verskriklik om in die hande van die lewende God te val as hy kwaad is vir jou. En daarom is die teendeel, die vrede met God, juis so kosbaar, so belangrik vir ons. Matthew Henry sê dit so, hy sê God is die verskriklikste vyand of die beste vriend. Wanneer ons met vrede of tot vrede kom met God, is dit 'n wonderlike kosbare ding, want God is so goed dat selfs terwyl ons sy vyande was, wou hy ons nie veroordeel nie. Wou hy nie sy regverdige oordeel oor ons bring nie. Hy wou ons red. En daarom stuur hy vir Jesus om ons met hom te versoen, om vrede te bring tussen hom en ons. Maar as iemand kies sy lewe lank om die vrede wat God vir ons gee, wat hy na ons toe uithou in sy seun Jesus Christus, om dit te verwerp, en ek wil dit nie hê nie, dan bly daar uiteindelik net een ding oor.
die verskriklike oordeel van God. Maar, dis nie wat hy vir ons wil hê nie. Hy wil ons nader trek. En wanneer ons nader kom en deur Jesus met hom vrede kry, dan is dit nie net 'n geval van dat hy dit wat sleg is, die negatiewe, die woede en die oordeel wegvat nie. Nee, dit gaan nou weer oor heeltemal die kant toe. Hy word ons beste vriend. Hy is die God wat ons gemaak het om ons lief te hê. En wanneer hy so vrede maak met God, dan trek hy ons nader om ons te seën met sy teenwoordigheid. Hy wil hê, ons moet nie ver van hom as wees nie, ons moet nie net met hom versoen wees, dat daar nou nie meer 'n bekleierery is met hom nie. Nee, hy soek ons hier by hom. 'n voorbeeld hiervan is Abraham. Ons lees in Jakobus 2, Abraham het in God geglo, en God het hom vrygespreek, geregverdig. En hy is 'n vriend van God genoem. Hy is 'n vriend van God genoem. Nou, Abraham was die vader van die gelowiges. Soos die Here vir Abraham gedoen het, so doen hy ook vir al Abraham se geloofskinders, vir my en vir jou. Hy noem my en jou 'n vriend van God. Ons sien dit ook in die voorbeeld van die disippels. Hy sê nou in Johannes 15 vir hulle, nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. So, hy het in die Ou Testament reeds vir Abraham, die vader van die gelowiges, as sy vriend aangeneem. En deur hom en deur Jesus Christus is ook ons, wat vandag 4-5 jaar na Abraham lewe, het ons ook die voorreg dat hy van ons ook sy vriende noem. As ons aan God dink, en Jesus is nie deel van daai manier hoe ons aan God dink nie, dan is dit eintlik verskriklik. Want ons weet hoe heilig en rein God is, en ons weet hoe sondig en sleg ons is. En dan is daar vir ons net oordeel. Maar as ons aan God dink, en ons kyk na Jesus, dan maak dit vir ons 'n deur oop. Dan bring dit vrede met God. En dan word daai gedagtes aan God wonderlik, fantasties. Dan word dit die gedagtes wat vrede en vreugde in my hart bring. So die eerste groot ding wat God vir ons gee, is vrede met hom. Die tweede ene is, hy gee ons vrye toegang tot hierdie genade. Nou wat is genade? Genade is onverdiende guns van God. Dis dat God, sonder dat ek het verdien het, my in sy guns neem, en hy wil goed doen aan my. Al het ek het glad nie verdien nie. En Paulus skryf nou hier, hy sê, julle het vrye toegang tot hierdie genade. Dit beteken, dis vir elkeen beskikbaar, dis altyd beskikbaar, selfs in jou swakste oomblikke. Ook in jou slegste oomblikke, wil God sy guns vir jou gee. Die Heilige Gees lei ons as ware met sy hand na hierdie genade van God. Hoe doen hy dit? Hy doen dit deur my eerste te kom oortuig van my sonde. En wanneer ek oortuig is van my sonde en ek besef hoe ver ek eintlik van God af is, dan openbaar hy vir my dit wat Jesus kom doen het. En hoe God deur Jesus eintlik sy hand na ons kom uitsteek, om ons nader te trek.
En wanneer hy my dan oortuig het van wie Jesus is en wat hy vir ons gedoen het, dan wil hy hê ek moet Jesus in my hart innooi. En die oomblik wat ek dit doen, dan oortuig hy my, nou is jy gereed om God se genade te ontvang, sy onverdiende guns. Dis nou ook vir jou beskikbaar. So die Heilige Gees lei ons as ware met sy hand. Hy kom haal ons daar waar ons ook al in die lewe is, hoe ver ons ook al van God af is, kom vat hy ons as ware in die hand en hy trek ons nader tot ons binne in God se genade staan. Hoe ontvang ons hierdie genade? Ons ontvang dit nie deur dit te probeer verdien nie. Nie deur goed daarvoor te probeer doen nie. Ons ontvang dit net as ek besef, ek kan dit nie verdien nie. Ek kan dit net op een manier kry, en dis as ek vir Jesus kry. Want elkeen wat vir Jesus kry, kry die genade van God. En dis onverdiend. Solank as wat ek en jy probeer om dit te verdien, solank as wat ons daarvoor probeer werk om God se guns te kry, kan ons dit nie kry nie. God deel nie sy eer met enige iemand nie. Ons gaan nie op die oordeelsdag kan staan en sê, God, dit was u goedheid wat my gered het, maar ek het daarom ook dit of dat gedoen nie. Nee, die feit dat ek en jy op die oordeelsdag voor God se troon kan staan en vrygespreek word, sal net een rede hê, die bloed van die lam. Dis al wat my en jou kwalifiseer om God se genade te kry. In Romeine 5 vers 2, wat hierdie gedeelte staan daar, deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade, waarin ons nou vas staan. En die feit dat ons staan, het 'n wonderlike betekenis. Dit beteken, ek en jy lê nie op die grond platgevee soos skuldiges nie. Nee, ons staan soos mense wat vrygemaak is. In die oordeelsdag staan daar in die Bybel, sal niemand voor God kan bly staan nie. Maar ons staan, want dis nie deur ons eie toedoen nie. Dis deur Jesus wat ons vrygespreek is. Wat ons in die regte verhouding met God gebring is, en daarom kan ons voor God staan. In die tweede plek, ons is nie soos mense wat lê en niks doen nie. Ons is soos mense wat staan om uit dankbaarheid te doen wat die Vader gee om te doen. Ons wil deur ons lewe hom eer en prys vir sy goedheid en genade. In die derde plek is ons nie soos mense wat platgevee is deur al die krisisse en probleme en swaar kry van hierdie wêreld nie. Nee, in ons swakheid, ten spyte van al die moeilike goed wat ons deurgaan, tel God ons op en laat ons vas staan. Hy maak ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. So die tweede groot seëning wat God vir ons gee, is dat ons in sy genade kan vas staan, dat ons vrye toegang het tot sy genade. En die derde enetjie wat hy noem is, ons verheug ons in die hoop. Nou wat is hoop? Hoop is om moed te hê vir die toekoms. Om lig te sien, al is ek nou in die diepste donker, om ander kan dit lig te sien, en daarom kan ek aangaan. En dis die derde ding wat God vir ons gee, hy gee vir ons hoop. Al lewe ons in 'n stikkende wêreld, al is ons in 'n wêreld waar daar soveel ongeregtigheid is, waar mense ons baie keer so seer maak,
waar dinge so skeef kan loop, waar ons so seer kan kry, dan sê God, my kind, dit wat jy nou hier sien en beleef, is nie die einde nie. Daar wag vir jou iets ander kant. Die meeste van die tyd gee hy vir ons reeds lig aan die ander kant hier op aarde. Maar partykeer, soos met Johannes die Doper, toe hy daar gevange was in die tronk, en hy raak eintlik bang en moedeloos, en hy sê, maar hoe is dit moontlik? Jesus is dan die Here, hoekom sit ek dan in die tronk? En nou weet hy, hulle wil hom doodmaak. En toe maak hulle hom dood. Maar waar is Johannes nou? Daar was vir hom lig ander kant die dood. Hy lewe in die heerlikheid wat God vir hom beplan het. En God wil hê ek en jy moet dit ook raak sien. Ons moet nooit vergeet dit wat hy vir ons gereed maak aan die ander kant nie. Na hierdie lewe in die ewigheid. Hy maak vir ons gereed dat ek en jy vir altyd saam met hom kan bly. Hy sê ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Nou kan julle dink, hoe was Adam en Eva se lewe daar in die tuin van Eden voordat sonde gekom het? Alles was perfek. Hulle het vrye toegang gehad tot God. Hy het saam met hulle gewandel in die tuin en met hulle gesels soos 'n man met sy vriende. Hulle het nie nodig gehad om te sukkel met onkruid en met leeu's wat hulle wil verskeer of met mense wat lelik maak met hulle. Daar was niks sulke goed nie. Alles was perfek. En dis waarheen God met ons op pad is. Hy wil ons weer daai lewe gee. En dis waarvan daai gedeelte praat, die heerlikheid van God. Dis daar waar alles loop soos God wil hê dit moet loop. En dis die lewe wat God vir my en vir jou gereed maak in die ewigheid. So, dit wat ons hier op aarde beleef op sy beste, is maar 'n flou skaduweetjie van die lewe wat God vir sy kinders gereed maak. En mag ons dit altyd voor oë hou, sodat ons hoop nie vervaag nie. Hier in vers 5 sê hy, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Nou as hy sê die hoop beskaam nie, dan sê hy eintlik, ouens, julle hoop sal nie dof word nie. Julle hoop sal nie vervlou nie. Hoekom nie? Want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Hy het ons in ons harte kom oortuig van God se liefde vir ons. En daarom sal ons nie hoop verloor nie. Ons God sal ons nie in die steek laat nie. Hy het ons te lief. Hy sal ons nooit prys gee nie. En daarom het ons hoop, al lyk dit hoe donker. Want God het ons lief. Paulus skryf dit ook op 'n ander manier in Efesiërs. Hy sê, ek bid dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in die liefde, dis nou God se liefde, gewortel en gegrondves sal wees. Hy sê, God het julle eintlik kom anker in sy liefde. Hy het julle kom vasmaak met sy liefde, sodat julle altyd sal onthou, dat daar hoop is, want God het my lief. En daarom sal ek meer as 'n oorwinnaar wees. So as ons afsluit hierdie 3 groot seëninge wat God vir ons gee, waar ons vyande van God was, is ons nou sy vriende en het ons vrede met hom. Waar ons eintlik sy oordeel moes kry, gee hy nou vir ons sy onverdiende guns. En hy berei vir ons 'n toekoms voor, wat ons harte vul met hoop. Al gaan ons nou partykeer ook deur donker tye. Ons sal nie hoop verloor nie. Ons weet hoe lief hy ons het. Vader, so hier in die aanloop na Paasnaweek,
Kom herinner U ons net opnuut weer aan die seën wat U vir ons gegee het deur Jesus ons Here. Dankie dat U ons met U versoen het, Vader, vrede gebring het tussen ons en U. Ag Here, as ons maar net dink, wat is die lot van 'n vyand van God? En wat is die heerlike vreugde van U vriende? Dan weet ons het soveel rede om dankbaar te wees. Dankie vir dit wat U vir ons gedoen het, Here Jesus. Dankie dat U vir ons ook die onverdiende guns van God bewerk het. En dat U ons help om in daardie guns te kom staan. Om na God toe te kom as mense wat baie welkom is by Hom. Vir wie daar net goeie dinge in sy hart is. Dankie daarvoor. En dankie dat U vir ons 'n toekoms voorberei, Here Jesus, nie net nou hier op aarde nie, ja, U doen dit ook nou hier op aarde reeds, maar tot in alle ewigheid. En hier op aarde gaan U ons so met tye bietjie laat proe aan daardie wonderlike, heerlike lewe wat U vir ons voorberei, maar ons gaan dit in sy volle glorie en heerlikheid in besit neem, die dag as ons by U kom. Dankie daarvoor. Dankie vir die seën waarmee U ons seën. Nie net so 'n paar druppeltjies nie. Nee, Here, dis eintlik soos daai dam wat vol geword het en oorloop. Mag ons harte so vol word van U seën, van U guns, van U liefde, dat ons sal oorloop daarvan. In Jesus naam. Amen.